Sê vir die maatjie langs jou, jy lyk baie beter as jy vanoggend gelyk het jy opgestaan. Mag ek maar vir hulle sê, ek het en my vrou gaan badkamer toe. Toe ons sy badkamer toe is, ek sê vir Here, ek soek 'n invalshoek om vanoggend te preek. Maar nou sien ek die staatspresident voor my Donald Trump. Ek dink almal wat hierso sit weet wie is Donald Trump, is ek reg? As ek vir 1 miljoen mense vra wie is Donald Trump, in Suid-Afrika gaan 99% van die mense sê, hulle weet wie hy is. As ek sy stem opsit op die radio, gaan julle weet dis hy. Kom ons draai die storie om. As ek vanmôre vir Donald Trump 'n slideshow gee van al die mense wat dan kyk, wat sê hulle ken hom. Hoeveel van die mense gaan hy ken? Miskien 0.1%? Ouens soos Gary Player, mense wat sake vernote saam met hom is, hierdie hooggeplaaste mense, Rupert en al hierdie manne. Ek is vanmôre so dankbaar, ek hoef nie in sy kringe te beweeg nie. Ek kan net wees wie ek is. As ek vir die aangesig van Jesus Christus is, hoef ek nie 'n Rupert te wees nie, ek hoef nie 'n Donald Trump te wees nie, ek kan net myself wees. Jesus sê, ek het gekom vir die mense wat armsalig is, om vir hulle 'n God te wees. Is dit nie amazing nie? As ek kyk na Elia was nie 'n gewilde persoon nie. Elia was in die tyd, in so vlak, waar daar goddeloosheid oor die aarde was. Hy was in die tyd wat hulle Baal aanbid het en allerlei aanbiddings gedoen het. Maar God sê, ek is jaloerse God, jy mag geen ander gode voor my aangesig dien nie. As ek kyk na die naam van Elia, die naam Elia beteken, die Here is my God. Elia was die tweede oudste persoon op aarde. Hy is nou nog die tweede oudste persoon op aarde. Maar ons ou wat hom weet, 'n Henog. Dit is die twee profete van God. Nou sal julle seker wel weet, wat is Henog se naam? Toegewyd en afgesonder vir God. Dis mense wat absoluut toegewyd en afgesonderd leef. Tot vandag. In die groot verdrukking gaan daar weer droogte wees. Dan gaan weer vuur uit die hemel kom. Elia staan bekend daarvoor. As ek kyk in 1 Konings 17, sê Elia, is vir die koning, vir Agab, hy sê so, waar as die Here my God leef, daar sal geen reën en daar sal geen dou val nie. Totdat ek so sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here my God. God sê vir hom, gaan oos van die Jordaan, gaan daar na Kir toe by die spruit. En ek sal vir die kraaie opdrag gee. En soggens en saans het die kraaie vir hom brood en vleis gebring. Totdat die water opgeraak het. Toe sê God vir hom, ek het vir jou 'n weduwee voorberei,
wat vir jou gaan sorg. Is nie 'n ryk weduwee nie, is die armste van die armste weduwee. Hy kom by haar aan, by Sarfa, en sy is besig om houtjies bymekaar te maak en op te tel. En hy sê vir haar, gaan haal vir my water. Maar terwyl hy gaan water gaan haal vir my 'n stukkie brood. Sy sê, so waar as die Here jou God leef. Sy is nie gelowig nie. So waar as die Here jou God leef. Ek het net 'n bietjie meel en 'n bietjie olie. Ek het net genoeg om 2 broodjies te maak vir my en my seentjie, en dan gaan ons sterf van die honger. Hy sê vir haar, gaan maak vir my 'n roosterkoekie en bring dit vir my. Dan so waar as die Here my God leef. Hy bring sy God in die prentjie. Jou olie en jou meel sal nie opraak nie. En vir dae lank het dit goed gegaan, die meel en die olie het nie opgeraak. Hy sê vir ons, totdat reën, sal dit nie opraak nie. Maar nou raak haar kind ernstig siek. En haar kind sterf. Sy sê, 'n man van God, wat het ek jou aangedoen? Dat my kind nou moet sterf. Is dit as gevolg van my lewe? Hy vat die kind van haar skoot af, en hy vat hom na die boventrek waar hy bly. Hy sit die kind oor sy bed, en hy sê, Here, het U my in 'n geleentheid gesit, om by hierdie weduwee waarvoor ek tuis gaan, haar kind te vat. Hy bid vir 'n tweede keer, hy sê, Here, laat hierdie lewe in hierdie kind ingaan. Hy bid vir 'n derde keer, hy sê, Here, laat die lewe terugkeer in hierdie kind. En God hoor Elia se gebed. Hy vat die kind na sy ma toe. Hy sê, hier is jou kind. Sy sê, nou weet ek, dat die Here, jou God, die waarheid is, en dat die waarheid in jou is. Hoe weet jy wanneer is 'n mens gelowig? Want die waarheid in jou is. Want die waarheid sal jou vrymaak. Dit is vir my so amazing, dat hierdie weduwee besef, wie is God? Ek meen, hulle is in 'n plek, waar hulle normaalweg Baal aanbid. Na die geloop van net oor die 3 jaar, sê God, ek wil hê, jy moet jouself gaan verskyn aan Agab. Ek gaan nou lank storie kort maak, want daar soveel gedeeltes, ek wil net by die punt uitkom. Dus hy kom by Agab, en Agab is boerentoe om sien, want ek meen, hulle wou hom doodmaak, want ek meen, is hongersnood al vir oor die 3 jaar, die mense sterf, die diere sterf, alles sterf. Hy sê, broeder, jy is die beroering, hy sê vir hom, nee, jy het van God af weggehoreer, jy en jou vrou Jezebel, julle het weggehoreer, jy het agter haar aangeloop, agter hierdie Baal profete. Hy sê, maar kom ek sê jou wat, bring die hele volk by mekaar, op die berg Karmel, dan bring jy die 400 Baal profete en die 450 Baal profete, wat aan haar tafel sit. Dan bring jy die 2 bulle. Nou, ek is 'n prentjie mens, ek kan sien, op die berg Karmel, hoe meer as 1 miljoen Jode daar aankom.
en hoe die Baalprofete daar om hom skaar. Hy sê vir die Baalprofete, hoe lank wil julle hinker op twee gedagtes? As Baal is, dan aanbid julle Baal. Maar as God is, dan aanbid ons God. Hy sê maar, hier's twee bulle, kies julle vir julle 'n bul uit. Dan slag julle die bul en julle bou 'n altaar. Dan vra julle vir julle God om met vuur te antwoord. En hulle begin, en later die middag begin hy met hulle spot. Gee net vir my hierdie stoel. En hy begin met hulle spot en hy kry vir hom 'n ringside ticket. Hy sit een kant en hy sê vir hulle, is julle God nie met vakansie nie? Maak hom wakker. Slaap hy nie dalk nie? Is hy nie dalk op reis nie? En die gebruik van daai tyd is, hulle het hulle met hulle swaarde begin steek en sny na die bloedspuit. Gaan kyk, is in Konings hele verhaal. Later sê hy vir die volk, ongeveer 3 uur, daar's betekenis hoekom daai tyd. Maar in 'n geval, hy pak 12 klippe. Hy is besig om die altaar van God te herstel. Die seuns van Jakob pak hy, dit is 12 klippe. Jakob het ons nou Israel geword. Maar in 'n geval, hy grou 'n sloot om die altaar. Hy pak die hout en hy sê vir hulle, sien julle hierdie 4 kanne? Gooi die altaar nat oor alles. Hy sê, doen dit weer. Hulle doen dit weer. Hy sê vir 'n 3de keer doen dit weer. 12 kanne water. Hoekom 12? Dis in die volmaakte wil van God. Laat dit so moet wees. Hy sê vir die hele volk wat van God af weggeloreer het, staan julle so 'n bietjie nader. Hy sê vir hierdie Baalprofete, bly julle net so 'n bietjie eenkant. Hy bid tot God. Hy sê, Here, my God, laat dit vandag bekend is wie God is. Dat U die God is van Israel. En binne sekondes se tyd, toe slaan die altaar aan die brand. Die water verteer, die klippe is tot as verbrand. Wat doen die volk van God? Hulle val op hulle knieë en sê, die Here is God, die Here is God, die Here is God. Hy man alleen bring die hele volk tot insig, tot bekering. Maar as ek gaan kyk hoe die verhaal aanloop, sê Agab vir sy vrou, jy het nie hierdie prentjie, ek het nie van hierdie prentjie gehou nie. Hy het al 850 van die Baalprofete om die lewe gebring. Hy het vir die volk gesê, sorg dat niemand wegkom nie. Sy stuur 'n boodskap. Elia, ek dink jy moet vlug vir jou lewe. Net soos wat jy hulle siele gevat het, gaan ek jou siel vat. Elia, man van God, loop 'n dagreis ver. Hy gaan sit onder die besembos. Hy sê, Here, ek is niks beter as my vaders nie. Vat my siel. Hy raak by die besembos aan die slaap. En engel van God verskyn aan hom.
En sê vir hom, op hierdie warm klippe af, is 'n koek brood gemaak. Hier is 'n kan water, eet en drink. Hy raak weer in die slaap. Hy maak hom weer wakker, hy sê, die reis gaan swaar wees, gaan ver wees, eet nog. Hy stop vir 40 dae en 40 nagte. Hoekom 40 dae? Daar's 'n betekenis daarvoor. Nie 39 dae nie, nie 41 dae nie. 40 is die getal van dit is verby. It's over. Jesus was vir 40 dae en 40 nagte versoek in die woestyn en dit was verby. Vir 40 dae en 40 nagte het dit gereën en is verby. Vir 40 jaar het die Israeliete getrek en dit was verby. Jesus sê vir hom, God sê vir hom, ek het vir jou een laaste opdrag. Ek wil jy met 3 mense salf. Onder andere wil ek jy moet vir Elisa jou kleed gee. Jy moet hom salf. Hy het die salwing so nie gehad nie, want hy het die salwing van God oor sy lewe gehad. Elisa sê vir hom, ek wil dubbel die salwing hê wat jy oor jou gehad het. Elia het 7 wonderwerke gedoen. Elisa het 14 gedoen. Dis die God wat ons aanbid. Die salwing het nie op hom gelê nie, maar dit was by God. Maar as Elia se kleed kon praat, sou ek gesê die vuur wat jy ruik, is die vuur van God. As jy die sweet ruik, dis afsondering wat vir Jesus afgesonder het. As jy die stof op my kleed sien, is die grondpad wat ek geloop het. Dis 'n man van toewyding en absolute afsondering. God sê ons is 'n man net soos Elia. Nou wil ek die storie omdraai. Is ons regtig soos Elia? Het ons werklik daai toewyding? Wat ons sê ons wil afsonder vir God. Toe ek vanmôre voor die voete van Jesus lê met hierdie preek, ek lê hom van vroeg vanmôre al wakker om hierdie woord te bring. Dit van u nie af. Gee God vir my Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle was ook toegewyd. Koning het hierdie ek sê Nebukadneser bou hierdie groot afgod. 35 L. 35 L is so 100 voet. Kyk dan so 30 meter. As ek 30 meter in die lug sit, is dit so 10 verdiepings hoog. Hy sê as die harpe en die siter speel en die snaarinstrumente met die hele volk vir hierdie God neerval en hom aanbid. Maar Sadrag, Mesach en Abednego sê nee, daar sê een God wat ons aanbid en dis ons heilige God. Die God van Israel. Die koning sê, ek gee vir julle 'n tweede kans. Hulle sê ons gee vir ons 10 kanse, ons sal nie vir jou afgod buig nie. Hy raak kwaad, hy sê, maak daai oond 7 keer warmer. Hoekom 7 keer? Hoekom nie 6 keer en hoekom nie 8 keer nie? 7 keer sal die regverdige val en 7 keer sal hy opstaan.
Maar die goddelose sal val, en dan sal nie weer opstaan nie. Hulle maak die oond warmer, die mense wat hulle vasbind en in die oond gooi. Na geloop van tyd, kyk, is die koning deur hierdie glas deur. Hy sê, maar julle nie vasgemaak nie. Hulle sê ons het. Maar hy sê, hulle loop vry rond. Hoe kan die kinders van God in bondage hou? Dit kan nie. Hy sê maar, daar's 'n 4de persoon in die oond, en hy lyk soos 'n goddelike wese. So waar God is met jou, al gaan dit met jou moeilik, al gaan dit met jou swaar, God is daar. God sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uithelp. En jy moet maar eer. Hoe wonderlik is dit, toe hulle die oond oopmaak, en dan haar is nie eers geskroei, hulle ruik eers na rook nie. Dis die God wat ons aanbid. Hulle gaan na Daniël toe, ek meen hy werk vir die regering, maar hulle kon niks teen hom kry nie. Hulle sê vir die koning, ek wil jy met jou seelring opsit en seël. As jy tot jou God nader, tot jou God bid, dan moet jy in hierdie leeukel gegooi word. Lang storie kort, ons almal weet, is die koning het vroeg die oggend gesê, Daniël, ek hoop jou God het jou beskerm. Toe sê hy, koning, ek leef, my God is in beheer. Die mense wat daar wou gehad het, hulle het nog eers die bodem bereik nie, toe verskeer, toe word hulle verteer. Ons aanbid vanmôre dieselfde God. God sê reg in die begin van die woord, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelyke. Ons het die gelyke beeld van Elia. Ons kan dieselfde werk doen as Elia. Maar ons het vanmôre die keuse. Op wat gaan ons fokus wees? Gaan ons fokus wees op die pille? Terwyl daar net een pil is en dis die gospel. Gaan ons fokus wees op die drank? Baie jong mense sê, pastoor, ek voel baie meer op my gemak as ek in die bar sit of in die hotel sit en ek kuier dan op my kalle. Dit laat my ontspan. Kom ek sê vanmôre vir die jong mense, die woordjie bar staan vir bankrotskap, armoede en risies. Die woordjie hotel staan vir hoere, oorspel, trane, egskeidings en leuns. Ons het vanmôre keuse om te sê, Here, my toevlug is by U. Here, ek wil nou gesed wandel en handel. Here, maak van my 'n Elia. Ons het vanmôre die keuse. God druk jou nie in 'n blik en sê, jy moet my eer en jy moet my dien nie. Ons het 'n vrye wil, ons het 'n vrye keuse. Ons kan vanmôre besluit, gaan ons God reject, of gaan ons hom aanneem? Ek weet wat is my keuse. Ek weet nie wat is u keuse vanmôre nie. Daar is 2 vrouens, hulle is in 'n gemeente. Maar toe die een vrou instap, dan sy so 3-4 weke in die kerk. Nou sê sy vir haar, is jou man miskien dood? Sy sê, nee, my man gaan net nie kerk toe nie. Sy sê, maar my man gaan ook nie kerk toe nie, hy dien ook nie die Here nie.
Maar hulle besluit, kom ons bid vir ons mans. Na 5 jaar kom hulle by mekaar, hulle sê, ons mans het nog nie by God uitgekom nie. Gaan ons dit maar los. En hulle besluit, nee, kom ons gaan aan. As hulle nie by die Here uitkom nie, het ons beste probeer. Ons het ons alles gegee. Na 10 jaar word die vrou wakker. En 'n man is besig met God. Hy sê, Here, ek het hier so nodig in my lewe. Here, as ek vannag moet sterf en ek is nie by U nie, is ek verlore, ek is in die hel. Terwyl 'n man worstel met God, is hy besig met 'n glimlag. Hy sê, Here, dankie, U verhoor my gebed. Amen. Sy is so opgewonde om by haar vriendin uit te kom, om te sê, wat het nou gebeur? Haar vriendin is op pad na haar toe en hulle oorval mekaar met woorde en al twee se mans het dieselfde nag tot bekering gekom. Dis die Here. It's amazing hoe ons God werk. Ek en my vrou bid vir oor die 20 jaar. En nou rukkie terug het God ons gebed verhoor. Ek kan vandag sê, baie dankie Here my God. Ek dan biddingsplekkie, wat ek U kan loof en ek U kan prys en ek U kan aanbid. Maar het baie trane en sweet gekos. Ek wil vanmôre hier voor staan, was in die wêreld. Maar dank my God, ek het 'n vrou gehad wat vir my gebid het en ingetree het. En vandag kan ek hier voor staan, ek kan die naam van die Here groot maak. Maar dit het baie trane en sweet gekos. Ons het gebid vir 'n dak oor ons koppie in Vierfontein, want ek wou baie graag hier kom bedien het. En die Here het vir my 'n dak oor my kop gegee en die Here sorg vir ons. Ons het met die genade van die Here het ons begin met 'n kombuis en ons gee plus minus 100 mense elke week voorsien ons van kos. Ek het nie die geld nie, maar my God het. My God voorsien. Hy werk in mense se harte en daar is net om van hulle te gee. It's amazing hoe God net kan werk. Ek en Elise gaan bedien op 'n stadium daar in Pretoria. En daar's 'n man wat, nee, ons het daar gedoen, ons gaan kuier in die gemeente. Dat ek my net self korrigeer. En daar's 'n man, hy stap in en hy sê, sy swaar het 4de graad kanker. Hy gaan dit nie maak nie, hy het 'n gebed nodig. Maar ek is nou soos 'n pitbull in 'n leash. Ek sê, Here, werk tog in hierdie pastoor se hart dat ek vir sy swaar kan bid. Die pastoor kyk so oor die gemeente, hy sê, Chris, wil jy nie vir hom bid nie? Ek sê, dankie Here. En ek begin vir hom bid. 'n week later stap hy daarin, toe sê ek wil nie graag vir hierdie man met die wit hê. Dankie sê. Ons het ons swaar gevat, maandag vir toetse, en hy skoon, daar's geen kanker nie. Ons gaan vir 'n tweede opinie, ons het die uitslag gister gekry, daar's geen kanker nie. Ek sê moenie vir my dankie sê nie, but I know somebody who can use everybody in his name, Jesus. I'm just a nobody, but I know somebody. Ons kom weer by 'n kerk aan in Pretoria. Daar's 'n vrou, sy is in 'n rolstoel vasgevang. Die Heilige Gees sê vir my, hulle gaan 'n altaarkol doen, jy moet uitgaan, jy moet vir hy vrou gaan bid. Ek sê, dankie Koning Jesus. Nou het ek die vrou in haar rolstoel. Dis nog in my wilde jare, ek was nog nie bekeerd daai tyd nie.
Nou stoot ek al vorentoe. En nou begin ek vir haar hande oplê en ek bid vir haar. Ek sê vir mense, vriend, en help haar met haar rolstoel, en sy gaan nie hierdie rolstoel nodig het nie. En 'n week later stop haar Mercedes en sy so pragtige rooi rok aan. Sy stap hand aan hand met haar man, asof sy nog nooit in 'n rolstoel was nie. Daai oggend getuig sy het soveel skroewe en slate in haar rug en pyn gehad, sy kan vir 32 jaar nie roer nie. Maar die oomblik toe God sy hand in beweging kom, toe kom die genesing. Daar's 'n sekere pastoor, ek was saam met hom in die bediening, wonderlike man. Hy kom by hierdie anti-Jeus. En op daai stadium is die anti-Jeus se hondjie net dood. Hy tel die hondjie op en hy bid vir die hondjie. En hy bid die hondjie lewendig, hy sit die hondjie neer en hy hardloop agter sy baas aan. Hy sê, is dit jou God wat dit doen? Hy sê ja, hy sê dis die God wat ek wil aanbid. Dieselfde pastoor se ma sterf. Hy vat die doodsertifikaat en hy skeur hom stuk en hy sê ek weier om dit te aanvaar. Pastoor Thomas. 20 jaar later toe begrawe hy sy ma. Dis die God wat ons aanbid. Kom ons word vandag soos 'n Elia. Wat sê Here, laat my kleed ryk na die sweet. Here, laat ek voor die aangesig lê en die aangesig soek. Here, maak my vandag 'n Elia. Laat ek in afsondering kan leef. Ek dink dis die beste plek om te kan wees. Om nou gesê te wandel, soos 'n Henog. Is vir my amazing dat dieselfde twee mense in die 7 jaar van verdrukking, die eerste 3,5 jaar, gaan daar weer droogte wees. Daar gaan weer hongersnood wees. Maar aan die einde van die dag gaan die mense hulle doodmaak, maar hulle gaan so opgewonde bly wees, hulle gaan vir mekaar geskenke uitdeel. Maar in Openbaring 11, die 9de vers, as ek reg onthou. Ja. Het hulle opgestaan in die gees van God. 3 dae. Dit is 3,5 dag. En hulle word weer lewendig en vaar weer op. En die mense kyk in verwondering. Ek kan nie wag vir die wegraping. Ek kan nie wag om saam met God uit die wolke opgevoer te word nie. Ek dink dit gaan die mooiste en die beste en die vreugdevolle dag wees van alle dae. Ons gaan soos 'n Henog en soos 'n Elia opvaar. Ons gaan God in die wolke ontmoet. What a day it will be. What a day it will be to rejoice with God. Ek kan nie wag om te gaan nie, want ek weet, hierdie is net 'n tydelike reis wat ons het. Ons kry miskien vandag swaar, maar is alles tydelik. Ek glo en ek vertrou, ek het gesê wat ek moes sê, maar God is groot, God is goed, God is getrou.
Ek dink ons almal wat vanmôre in hierdie kerk is, het 'n afspraak gehad met God. Wat God gesê het, ek het met jou 'n afspraak. Ek is so bly vir die nuwe gesiggies wat hier inkom, vir die boeties en sissies. Ek het verlede week het ek gesê, Here my God, vergroot my grondsgebied. My grootste wens en begeerte in my lewe is ek wil die hel leegbreek, ek wil die koninkryk van God volmaak. Dis my droom, dis my wese, dis waarvoor ek leef. Want my koning lewe en hy lewe tot in alle ewigheid. En ek glo ons almal wil saam met hom leef. God gee vir Moses die blueprint. Hy sê, dit is die ark wat jy vir my moet bou. God gee vir hom al die meubelment en alles wat hy moet bou. Maar God sê, die altaar, die hoofaltaar mag julle nie brandsteek nie, die allerheiligste. Ek sal met 'n vuurvonk, sal ek dit aan die brandsteek, is Levitikus 9 as ek reg onthou. As jy kyk in Levitikus 10, waar die twee seuns van Aaron met vreemde vuur en vreemde wierook hulle eie vuur gemaak het, wat God hulle nie gesê het om te doen nie. En God verteer hulle dan met vuur, want hulle kom met vreemde vuur voor God, wat God hulle nooit gesê het hulle moet doen nie. Baie keer vandag in die kerke wêreld is daar vreemde vure wat brand. Daar is net een vuur in die kerk wat moet brand en dis die Heilige Gees. Maar nou kom mense met hierdie wonderlike rookmasjiene en hulle blaas een of ander verdowingsmiddel in die rookmasjiene. En dan kry die jong mense vibe. Hoe groot? Daar is nou kerke, wat is die naam van die kerke? Is 'n ryfklap kerk. Hulle het 'n kontant kroeg. Jy kan jou drank daar bestel. Hulle het hierdie ryfmusiek wat hulle speel, maar dit is gospel. Maar ek kan jou een ding verseker, die duiwel Lucifer is die koning van musiek. Hy is die engel van die musiek. Ons moet vandag versigtig wees wat se vuur ons in die kerk bring. Wat se vuur brand in jou hart? Met wat gesindheid bring jy in die kerk? Bring jy in jou huis? Ons moet vanmôre versigtig wees oor vreemde vure. Ja, nee, is hard. Dit is verskriklik hartseer om te weet hoe mense vandag nog van God af wegreer. Hoe mense glo dit is net oké. Ons lewe nou op die stadium wat reg verkeerd is en verkeerd reg is. Glo my. Dis in die orde van die dag. Want hulle sondig, wat hulle sonde probeer regverdig, ag dit is oké, is nie so erg nie. Terwyl die woord van God sê, dit bly 'n gruwel in my oë.
God sê, wees heilig, want ek is heilig. God sê, streef na heiligheid. God sê in die woord, as jy 'n vriend van die wêreld net wil wees, is jy reeds 'n vyand van God. Ons het vanmôre die keuse wat ons wil maak, ons vrye wil, ons vrye keuse. God gee vir ons die vrye wil, ons vrye keuse. Ons kan vanmôre besluit, I accept it or I reject it. Maar ek kan jou vanmôre verseker, die Here is my alles. Ek gaan vanmôre 'n gebed doen. En ek hoop dit gaan u lewe verander. As jy vanmôre sê, Dr. Chris, ek wil deel wees van die gebed, steek net jou hand op. Almagtige God en Heilige Vader. Here, U is die Alfa en Omega. U is die blindmorster. Here, U is die lelie van die dal. U is die soetroos van Saam. Dankie Here my God dat ek kan laag en neerbuig voor U voete. Here, ek het hierdie boodskap uitgestuur. 'n eenvoudige boodskap. Here, om mense te lei na Jesus. Maar dankie Here dat U die saad nat maak. Here, dankie dat U sê in die woord, my woord sal nooit ledig terugkeer. Dankie Here my God, laat hierdie woord sal vrug dra. Dankie Here my God, dat ek deur hierdie woord mense gaan bereik en wat sê, ek wil 'n omkeer maak in my lewe. Ek wil vanmôre 'n besluit maak. En dankie Here vir nog mense wat aan die koninkryk van Jesus gaan kom en gaan sê, Vader, ek wil deel wees van die koninkryk. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen.